vers 19 sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêrelde riviere ontspring. Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, so dors te wees. Dan, vers 21 sê, die volk wat ek vir my gevorm het, my lof sal hulle verkondig. Die vertaling sê, the people I made especially for myself, the people custom made to praise me. Ek weet nie of jy volgens opgelet het wat ons sing, maar dit gaan daaroor. Om die Here te eer, te loof, te praise him, te honor him. Sê die ganse skepping, die berge, die bome, die sterre, alles wat bestaan, die ganse heelal, sal eer en lof aan God bring, omdat hy dit gemaak het. Psalm 8 vers 2 sê, kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en die wat 'n wrokkende hart het, stilgemaak. Hoe word dit gedoen? Die lofpryse. Elke keer wat jy jou hand opsteek en sê, prys die Here, gebeur iets. Kyk dan. Deuteronomie 28, so langerige hoofstukkie, maar het is belangrik dat jy dit dalk weer 'n keer of twee gaan lees, want het gaan oor seën en vloek. Vers 2 sê, as jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe vry. En dan noem hy dit 'n klomp in die volgende verse, tot by vers 15. Hy sê, alles, jou ingang, jou uitgang, jou beeste, jou perde, jou skape, alles, jou huwelik, jou gesondheid, jou yskas, jou kar, alles word geseën as jy doen wat die Here sê. Dan kom hy in vers 15, hy sê, hy maak ons die kop en nie die stert nie, ons sal bo en nie onder toe nie. Vers 15, as jy egter nie na die stem van die Here jou God luister deur al sy gebooie en vaste voorskrifte wat ek vandag vir jou voorskryf, nou gesed na te kom nie, sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou dryf. En dan noem hy dit. En hierdie is die gaaf nie, hierdie is die lekker nie, hierdie is nie wat jy wil hê nie. Want alles breek, alles loop skeef, alles gaan verkeerd. Dit is net een groot gemors. As jy nie doen wat die Here sê. Goed, nou is ons in 'n nuwe verbond. Nuwe Testament. So wat nou daarvan? Geld dit nog? Wel, een voorbeeld. Die poel van Bethesda. Al die ou al 38 jaar lang. Jesus kom daar en hy sê, wat soek jy? Hy sê, ek kan in die water kom, hier ander is vinniger as ek. Ek ken hy gevoel. En julle sê van, nee, vat jou bed en gaan. En hy doen dit. Maar kyk wat die Here vir hom sê. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Jesus, Nuwe Testament. Moet nie sonde aanjaag nie, want iets sleg kan met jou gebeur. So, die beginsel in Deuteronomie 28 geld ook vandag vir jou. En ja, ek weet, Jesus het gesterf, hy het vervloek geword, sodat ons sy seën kan kry, ons gaan dit nou lees. Maar besef net, jou optrede, jou werke, jou dade, jou verkeerde goed, en jou regte goed, het 'n gevolg. Dit raak jou lewe op jou of ander manier. Efesiërs 6 vers 12 sê, vir ons is die geveg immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelryk. Goed, soos Paulus sê ook, bid en dat die Here ons verlos van slegte mense, en nie slegte mense ook. Maar, besef net, ons geveg, ons oorlog, hier op aarde, is ook teen die geestedimensiese bose geeste. En hulle kan 'n invloed op jou hê.
Dink nou dadelijk weer terug aan waarmee ons begin het. Dat lofprysing bind die vyand. So dis jou primêre wapen, wat die Here jou gee elke dag in jou lewe, waarmee jy in oorwinning kan leef. 2 Korintiërs 10 vers 4, die wapens van ons stryd, is nie fisiese wapens van vlees en bloed nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die nasies in elke hooghartige aanval, wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Elke vesting, elke idee, elke argument, wat binne in iemand se kop is, of binne in jou kop is. En een van jou sterkste wapens, vir jouself en vir ander, is lofprysing. Om lof en eer aan die Here te gee. Lof maak die vyand kragteloos en bring salwing in enige situasie. Dink terug aan Moses op die berg. Israel is besig om met 'n oorlog, hulle veg. Moses staan op die berg met sy arms in die lug. Terwyl hy sy arms in die lug het, wen Israel. Sy arms laat sak, dan wen die vyand. Waaroor gaan dit? Lofprysing. Niks met sy arms te doen nie. Het gaan oor sy gesindheid. Hy bring eer aan Vader. En terwyl hy dit doen, wen Israel. Wen jy. Die oomblik as jy lofprysing ophou, dan kry die vyand 'n plan. Psalm 109 vers 17. Hy sê, hy was lief om te vervloek, dit het hom getref. Hy het niks gehou van seën nie, dit het ver van hom af gebly. Hy het 'n vervloeking aangetrek soos sy klere, dit het sy liggaam ingegaan soos water en in sy gebeente soos olie. Mag dit vir ons soos sy klere word wat hy aantrek en 'n lyfband wat hy altyd dra. So, kom ek vra jou. Wat het jy aan? Wat het jy aan? Lofprysing of vloeke? Wat kom die meeste by jou mond uit? Wat kom uit jou hart uit? Dit wat die hart van vol is, loop die mond van waar. Wat kom uit jou hart uit? As jy die hele tyd omgeël, jy is suur, jy is kwaad, jy is nors, jy is ontevrede, jy is onvergenoegd. Of is jy opgewonde? Is die lewe vir jou lekker? Kan jy sê, Here, ja, ek lewe lekker, jy is goed vir my. Ek kan bid nie. Of kan jy nie? Waarom is jy aangetrek? Wat draai jy? Genesis 12 vers 3 sê, ek sal seën wie jou seën, ek sal hom vervloek wat jou vervloek. Jou seën aktiveer God se seën. Is jy iemand wat seën? Of is jy iemand wat vervloek, wat negatief praat, wat heeltyd ontevrede is, wat heeltyd afbreek, wat skinder, wat kwaad praat? Dan gaan jy nie wen nie. Jou lewe gaan nie vir jou lekker wees nie. Want wat by jou mond uitkom, is die profesie van jou lewe. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet bring. Deur in ons plek 'n vervloekte te word. Ons het 'n kursus gedoen, jare terug. From curse to blessing. Dis waaroor dit gaan. Van vervloekte tot geseënde. Wat gaan in jou lewe aan? Is jy 'n geseënde? Of beskryf jouself as 'n vervloekte? Alles gaan skeef, alles loop skeef, alles draai net verkeerd. Of leef jy in oorwinning? Wat kom by jou mond uit? Dit is bepalend. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het Jesus, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Ons leef in 'n nuwe verbond. God is nie meer kwaad nie. Die prys is betaal. Jou sondes is vergewe. Wat jy gedoen het, wat jy dalk nou doen, wat jy nog gaan doen, is vergewe.
Weer eens, dit beteken nie, jy kan net lees as jy wil, jy kan net aanjaag nie. Want dit wat jy doen, het 'n gevolg. As jy in die oggend opstaan, en eerste ding wat jy doen, is jy gaan staan voor 'n muur, en jy kap jou kop teen daai muur 50 keer, dan gaan jy waarskynlik hoofpyn kry, al is jy vergewe. Want jou dade het 'n gevolg. Maar die Vader se oë is ons vrygespeel, is ons genoeg, is ons gered, is ons vlekloos. Maar wat leef jy hier op aarde? Lof, plaas die fokus op God. Kerm, kla, moan, wat 1 Korintiërs nogal sê, is een van die 5 sondes, wat Israel uit die beloofde land uitgehou het. Plaas die fokus op omstandighede, en op die vyand. Lof, plaas die fokus op God. Woorde het massa, momentum en invloed in die onsigbare wêreld. Dit wat jy sê, het invloed. Laat wys wat jy glo. Maak nie saak wat gebeur. As jou eerste reaksie een is van, prys die Here, dan wys dit wat jy glo. Dit versterk jou siel, dit verkoop jou siel. Lofprysing laat waters van verfrissing in jou lewe invloed. Dit bring God se salwing. Die woord sê God woon in die lofsange van sy volk. So die oomblik wat jy eer aan die Here gee, dan is sy teenwoordigheid op 'n beter, sterker, tasbare manier op daai plek beskikbaar. Dit bring sy salwing. Dit vernietig en bind die vyand. Psalm 100 sê ons lofprysing en bind die vyand soos met kettinge. Dit bring God se teenwoordigheid in 'n plek. Bring 'n dieper verhouding tussen jou en Vader. Dit bring deurbrake, dit bring nuwe krag, dit verander jou hart. Dis geloof in plaas van vrees. So hier is nou eenvoudig, baie prakties, maklik. As jy by jou huis instap, nou, as jy daar kom, jy steek jou hande op en sê, Here, ek eer U, dan verander dit jou huis. As jy saam met jou vrou, jy hou 'n hand vas, jy steek jou hande op, jy sê, Here, ons eer U, ons aanbid U, ons prys U, as man en vrou, dan doen dit iets in jou huwelik. En natuurlik gehoorsaamheid van jou kant af. Doen ook iets in jou huwelik. As jy in jou werk instap, steek jou hand op en sê, prys die Here, dan verander dit jou werksituasie. As jy in jou kar gaan sit, sê, Here, ek eer U, dan sy teenwoordigheid in die kar. Dis wat die woord sê. Dit is so eenvoudig. Hoekom doen ons dit nie? Hou net jou hande so. Bietjie hoor. Nog bietjie. Voluit, gaan groot. Okay, so, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Dit is moontlik, jy kan dit doen. Jy het dit. Jy kan dit doen. My kinders het by my gekuier, by ons nou, Desember, dat is fantastisch, van Portugal. Samuel, die kleinkie, toe hulle gegaan het, toe sy net so oor die 2 jaar. Hulle bly in 'n woonstel met 3 verdiepings, hulle is heel bo, Adrie moet hom die trappe opdra, want nou sy bene kan maar boeg. Sy dra hom, sy so eind op is, begin sy eig na asem, hy sê vir haar, Mommy, you can do it. Jy kan dit doen. Jy kan jou hande op, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Hierdie is nie, dis nie rocket science nie. Hierdie is nie moeilik nie. Dis nie ingewikkeld nie. Jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, gebeur dit nie. So die 3 maklikste maniere is bloot net in jou hand op te steek. Prys die Here. Tweede een is om te buig voor hom. Derde is om te kniel.
En jy moet dit doen. Dis in jou hande. Jy moet dit doen. Radical praise. Of jy altyd gelyk doen. Hande op en buig en knie. Dit verander die situasie. Maak nie saak waar jy is en wat gebeur nie. Die oomblik wat jy sê, Here, U is God en ek aanbid U. U is God. Dan moet dit die omstandighede beïnvloed. Kan nie anders nie. Want dit is geloof en aksie. Dis onmiddellik om te fokus op hom. Sê, Here, hier is dinge nou skeef, hier is dinge moeilik, hier is iets fout. Maar U is God. Ek eer U. Dit moet dit verander. Dis nie moeilik nie. Dis maklik. En dis in jou hande. Jy kan dit doen. So laaste skrif, Psalm 103 vers 1. Loof die Here, o my siel. Ja, alles wat in my is. Loof sy heilige naam. Maak dit jou lese. Maak dit waarmee jy in die oggend wakker word en waarmee jy in die aand gaan slaap. Ek sal die aand lê ek op my bed voor ek gaan slaap, en die lig is af en is donker, dan lê ek op die naad van my rug en ek steek my hande in die lig en ek sê, Here, U is God. Ek aanbid U. En dan baie keer voeg ek nog by Psalm wat sê, ek gaan nou in vrede lê en met eens aan die slaap raak. Wat kom jou mond in? In ons verhouding met mekaar. Enige verhouding met jy. As dit wat by jou mond uitkom, lof is, dan verander dit julle verhouding positief. As dit wat by jou mond uitkom, kritiek is, dan verander dit die verhouding negatief. Dis nie jou hande. In jou verhouding met Vader, jou verhouding met God. Elke plek wat jy instap. Elke plek waar jy beweeg. As jy op die golfbaan is, steek jou hand op. As ook net die ouens dink, jy sê hulle kan deurkom. So, wees versigtig daarvoor. Waar jy ook al gaan, steek jou hand op. As jy op jou fiets ry, wel, nou verstaan jy nog beter. Loof die Here, o my siel, en onthou, God is God. Dis hy. Laat dit by jou mond uitkom. Ongeag hoe jy voel, hoe jy dink, die omstandighede, wat ook al. Die oomblik wat jy eer en lof aan God bring, sy teenwoordigheid, sy salwing, sy krag, sy bemoeienis in daai situasie. Dis 'n magtige wapen wat jy in jou lewe maklik kan gebruik. Leer jouself. Ons bid. Here, dankie dat ons nie meer vervloektes is nie, maar ons is geseëndes. Dankie, Here. Dankie dat U die vloek op U geneem het, dat U ons sondes op U geneem het, dat U ons vrygemaak het, dat U ons verklaar as geseëndes van die Here. Dankie. Here, help ons om hierdie te vat en dit prakties, eenvoudig, maklik, konsekwent in ons lewens 'n realiteit te maak. Want maak nie saak wat gebeur nie. U is God. U sit op die troon. U is die Heilige. U is goed. U is lig. U is aanbiddenswaardig. Daar is niemand soos U nie. Ons eer U.